Praying by Mary Oliver. It doesn't have to be the blue iris. It could be weeds in a vacant lot, or a few small stones. Just pay attention, then patch a few words together, and don't try to make them elaborate. This isn't a contest, but the doorway into thanks, and a silence in which another voice may speak. Psalm 23 vers 1 tot 6 vanuit die 1953 Afrikaanse vertaling. Die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Goeiemôre, dis baie lekker om saam met jou te wees. Dis Lent en is die tweede week en die aantekeninge wat ons volg van Karel noem hierdie week die pad van geloof. En dan gebruik hy Psalm 23 in die mooiste gedig van Mary Oliver. Nou net lente uit die Germaanse stamwoord, dit beteken lente, en dit beteken die dag word langer, so die lig word meer. In Latyn en Grieks beteken dit 40. Ons dink in die 40 dae wat Jesus in die woestyn was. In Lent simbolies, jy gaan ook woestyn toe, sodat die lig groter kan word. En in Duits beteken die woord Fastenszeit, beteken vas, so ek weerhou my, want dis maar wat die woestyn doen, daar's niks nie. Ek gaan in afsondering, ek maak leeg, sodat die lig langer kan word in my lewe. So die woord woestyn beteken stilte, maar die Hebreëus, davar, dit beteken woord. Met ander woorde, ek gaan om te kan luister. So ek wil twee mooi gedeeltes vir jou lees, as God met Israel praat oor die woestyn. In die eerste plek, Hosea 2 sê, daarom, kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei, en ek sal na haar hart toespreek, en daar sal sy sing, soos in die dae van haar jeug, soos op die dag toe sy uit Egipte land uitgelei is. So, die idee is, God vat ons soontoe, God nooi ons so, en hierdie een God verlei. So ons het, verlede week het Frida die skrifgedeelte gelees, en die Gees het hom gevat soontoe. En dan in Jeremia 2 vers 2 staan daar, en so sê die Here, ek dink aan jou jeugdige liefde, die liefde van jou verloofde tyd, toe jy agter my aangegaan het in die woestyn. So die woestyn is nie hierdie plek van marteling en swaar kry nie. Dit is 'n ongelooflike uitnodiging waar jy liefde kry en waar jou liefde weer vernuwe kan word en weer nuut kan word. So Psalm 23 speel af in die woestyn en is 'n ongelooflike moeilike tyd vir Dawid. So hy vlug vir Saul, hy's in 'n grot saam met 'n klomp rowers en Saul se manskappe het hom omring. So hy kyk eintlik in die dood. En hy skryf 'n ander Psalm so daar, Psalm 22, waar hy sê, my God, waarom het jy my verlaat? So dis 'n ongelooflike donker tyd in sy lewe. En dalk het hy deur die skeurtjie van daai grot het hy dalk herders gesien daar verbygaan, want dis maar waar hulle gewy het, en is iets wat hy ken. En dan sê hy die woorde,
Die Here is my herder. Die, nie 'n nie. En daar's 'n paar woorde vir God in Hebreëus, maar die een wat hy gebruik sê verbondsgod, is spesifiek, is persoonlik, sê die Here is my herder. So, wat hy sê is, wat ek verstaan, wat nou met my gebeur, ek navigeer nie, ek volg, want die herder het voorgeloop in daai tyd. Dis 'n geweldige kyk op God, en Dawid sou ook Jesaja 40 ken, wat ons baie aanhaal, die teks oor stilte, en dat God ontmoet ons in stilte, en ons sal opvaar met die vleuels van 'n arend, as ons wag, maar die konteks is belangrik, hoe gebeur dit? En luister wat sê Psalm 40 vers 11, soos 'n herder sal hy sy kudde wy, in sy arm sal hy sy lammers bymekaar maak, en in sy boesem dra, en die wat melk gee, sal hy saggies lei. So die beeld is, dis die herder, wat die lammers bymekaar maak. So ek gaan nie woestyn toe, om te soek nie, ek gaan eintlik woestyn toe, om die herder te volg, en gekry te word, en dat die herder, sy arm my kan vat. Dis 'n ander verstaan. So, die lent is nie 'n selfverbeteringsprojek nie, dis 'n oorgawe skool. En dan is die vraag, hoe vind hierdie oorgawe plaas? So die Psalm, daar's 3 bewegings in hierdie Psalm. En dit was my so wonderlik hierdie week, want ons het al reekse gepreek oor Psalm 23, begrafnisse, troues, is daar nou 'n Psalm is wat ek ken, dan is dit nou Psalm 23, en die probleem met dit is, elke keer as ek dit lees, dan gee ek 'n betekenis aan dit wat ek nog al die jare mee sit. Maar hierdie week, terwyl ek sit met Karel se idee van, okay, dis die pad van geloof, hoe lyk hierdie pad, wat is daar in hierdie Psalm wat my kan help om die pad van geloof te verstaan, en die eerste keer, my lewe wat ek dit sien. So daar's 3 goed, dat die Psalm begin met, hy praat in die 3de persoon. Die Here is my herder, begin hy lei my, hy verkoop my, hy laat my neerlê. Dis die eerste beweging. En dan kom daar die dal van doodskaduwee. So in die Bybel word daar baie gepraat ook van 'n innerlike leegte, is presies waar Dawid is, van sinneloosheid, van 'n eksistensiële wanhoop. Die skaduwee, dit voel soos die dood, en dan gebeur daar iets, en dit lyk my hierdie dal is 'n oorgang na 'n nuwe plek toe, wat met jou gebeur. Jy gaan na die 2de persoon toe, jy praat nie meer in die 3de persoon. U is met my, u stok, u berei 'n tafel, u salf my hoof met olie. En dan, laaste praat in die 1ste persoon, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lente van daar. Eintlik die plek van waaruit ons moet praat. So daar's 'n bekende filosoof, Paul Ricoeur, en hy het hierdie amazing werk gedoen. Hy het gesê, maar hoe interpreteer 'n mens goed? En vandag in teologie word sy werk baie hoog aangeskryf. So, hoe lê 'n mens goed uit? So as jy die Bybel lees, sal daar byvoorbeeld hermeneutiese reëls wees. Soos, kyk na die agtergrond, kyk na ander teksgedeeltes om behoorlik te verstaan. So, hy het gewerk met hoe verstaan jy goed. En hy het hierdie ontdekking gemaak. Hy het gepraat van 'n eerste naïwiteit, 'n krisis en 'n tweede naïwiteit. So hy sal Psalm 23 so verstaan. Die eerste verse gaan oor jou eerste naïwiteit. En hy noem dit voorkritiese geloof. Hy sê, ek herhaal maar net wat ek geleer het. Dis nie verkeerd, is baie belangrik. Hy sê, maar dan kom daar 'n krisis. En dan die dal ontwrig jou sekerheid. En as jy daarin is, dan kan die mooiste ding met jou gebeur, 'n
tweede naïwiteit. Dis eintlik wat die Here sê, gaan woestyn toe, dat jy net weer, onthou jy daai eerste liefde, onthou jy die dag toe jy tot bekering gekom het, onthou jy hoe het jy gevoel, wil jy dit nie weer kry, is presies waarvan hy praat, dat ek kry daai liefde terug, dis 'n postkritiese geloof, en nou is dit persoonlik, en dit lyk my, dis die pad van geloof, ons beweeg van hy, hoe ons oor God praat, en ons gaan deur iets na 'n persoonlike ervaring toe. So toevallig, die van julle wat die skaaptrek oorweeg, as jy nou van die Handam, bo Handam loop na die Boesmanland, so in die middel, want is 2 reënvalstreke, is eintlik ongelooflik, dis 'n dal waar deur jy loop, en jy kan letterlik sien hoe verander die landskap. God se wêreld's net so. En jy kan van een wêreld oorloop en deurloop na 'n ander wêreld toe. En daarvoor het jy 'n skanier, jy het 'n dal nodig, dat jy kan uitkom by die teenwoordigheid van die herder. Ronald Rolheiser, hierdie week lees ek 'n stukkie wat hy skryf, en hy sê dit verskriklik, maar hy praat oor God, wat voel oor armes, en oor reg en geregtigheid, en barmhartigheid, en dan sê hy net, onthou net, toe Jesus kom, toe gee hy dit 'n ander betekenis. En dan, hy skryf dan so daaroor, hy sê, Jesus take this a notch further, is hierdie idee dat ons moet omgee, en dat ons moet uitreik, en ons moet help. Hy sê, in his teaching, not only God have special sympathy for those whom society deems least important and most expendable, but God's very presence is identified with him. Whosoever you do the least of these, you do to me. Julle onthou Matteus 25, waar Jesus dit sê. Jesus identifies God's presence with the outcast, with the excluded ones, and tells us that we have a privileged experience of God in our contact with him. Dis met ons eie lewe ook so. Kyk wat verander is nie soseer die omstandighede. David word nie verlos en vinnig gered nie. Sy woorde, my God, waarom het jy my verlaat, word nou vervang met 'n ongelooflike nabyheid. En hier is die ding, dit sien jy in die Bybel, dat baie keer in dit wat ons nie verwag nie, is die plekke hoe God na ons toe kom. So miskien moet ons net dit sê, gaan dit regtig om meer te weet van God? Dis belangrik, maar dis jou eerste naïwiteit. Het Jesus baie geweet van God? Verskriklik. Op 12 hardloop hy al om die skrifgeleerdes. Het hy nog iets nodig gehad? Ja. Die persoonlike ervaring en nabyheid en ontmoeting van God wat hy in die woestyn kry. Hy moet woestyn toe gaan. Kom sluit af met Mary Oliver se gedig wat verskriklik mooi is. Sy skryf, it doesn't have to be a blue iris, it could be weeds in a vacant lot or a small few stones. Just pay attention. Ons hou van gebede wat eintlik spectacular is en wat reg is. Ons glo daar's 'n sekere manier hoe ons moet aanbid, want dit is wat God teenwoordig maak. En kyk, die ego het 'n verliefdheid met die blue iris, met die skoonheid, met die beauty, met iets wat ons so graag wil bewonder, met die regte woorde, met die regte tegniek. Mary Oliver is ongelooflik om ons bewus te maak van die klippe, van die onkruid in ons lewe. Dat dit die plek is waar God ons ontmoet. Soos Jakob. Hy veg met iemand. Die Bybel sê ek veg met 'n man. Dit was nie 'n man nie, dit was God. En die volgende dag toe hy wakker word, toe sê hy, ek het nie geweet
waarlik, dit was die Here wat by my was. Sien, dis die gawe wat die woestyn vir jou gee. Dis waar ware geloof geboor word, nie in wonderwerke, nie in die spectacular nie, nie in die buitengewone, maar in die gewone, wat God buitengewoon maak. En dan sê sy, and don't try and make them elaborate. Then patch a few words together. This isn't a contest, but a doorway into thanks. So sy noem dit prayer. Dis hoe ons bid. Kyk, dis wat Jesus doen in die woestyn. Ons verhouding met God is 'n praat, en sy wil vir jou 'n blik gee van hoe ons praat. Dan sê sy, gebruik net min woorde. Jy het nie baie woorde nodig nie. Kan jy dink Psalm 23 is net 6 verse? Moes hy nie geskryf het oor hoe evil Saul is? Hy noem hom nie eers nie. Die ou wat hom probeer doodgooi met 'n spies. Moes hy nie redes gee dat hy wel koning is en dat hy regtig verdien dat God hom moet help nie? Is daar nie, moet hy net praat so eenvoudig soos dit? Oor 'n herder, oor 'n weiveld, oor 'n stroom, oor water en oor beker? Jy sien, dis sy wêreld. Hoe ongelooflik word dit as God jou wêreld betree en in die eenvoudigste eenvoud van jou lewe. En Mary het ook hierdie idee, it's a doorway, sy skanier, daar's 'n deurgang. En sy verduidelik hierdie deurgang mooi. Hy sê, but a doorway into silence, that another voice may speak. Kan jy sien, Psalm 23 het hierdie traject, wat doen hy met jou? Wat doen die Herder? Hy laat jou neerlê. Hy laat jou stop. Hy gee nie vir jou nuwe krag dat jy nog vinniger kan hardloop nie. So, dis van aktiwiteit na passiviteit. Dis die uitnodiging van geloof. Dis in die stop wat ons God ontmoet. Hy laat my neerlê in wat? In rus. So, die woord rus en stilte is sinoniem vir die kerkvaders. Al die beelde in die Bybel. En dan gooi hy 'n ander beeld en na waters waar rus is. Dis nie strome nie. Dis nie rimpels nie. Dis eintlik wat al hierdie rimpels van die lewe tot rus kom. Dit is soos 'n bekertjie vol modder wat jy geskit het nie. Hou net op skit. Weet jy wat gebeur? Die modder sak. En dan kan jy sien. Jy beweeg na 'n beweeglose oppervlak toe. Dis waar God jou ontmoet. En dan sê dit so mooi. En die duiwel los hom. En dan kom engele en hulle versterk hom. Weet jy hoekom? Want jy het alles gelos waaraan jy vashou. Jy het oop geword vir God. Jy het oorgegee. Mag jy ervaar in hierdie lent hoe die herder jou kom haal. Hy sal sy lammers kom haal en hoe die herder jou vashou en jou ontmoet. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons herder is. Lei ons. Dankie vir julle ondersteuning. Waardeer dit ongelooflik baie. Jy kan nou deur SnapScan gee of jy kan sommer op die web loer. Daar's ander maniere en kyk ook gerus waarvoor jy gee. Dan is die goeie nuus, dis ons laaste dag by Bontevlei en volgende Sondag dit gaan hinkepinke gaan. Daar's nog nie eintlik 'n deur nie, daar's maar ons het besluit ons gaan in die plekkie intrek. So ons sien julle op Heilsaam die 8de Maart. Geniet die dag.